So familie, vandag is ons laaste diens van 2025. Kan julle dit glo? Dit voel of hierdie jaar verby gevlieg het. Maar ja, ek wens julle regtig 'n geseënde feestyd toe. Mag jy lekker kuier saam met jou familie, mag jy rus, mag jy goed doen wat jou emmer vol maak en mag jy ook tye in die Here se teenwoordigheid hê, hierdie feestyd wat regtig rus bring tot jou siel. So ons maak vandag klaar met ons Gloria in Excelsis Deo reeks. Nou in hierdie reeks het ons gekyk na 4 liedere wat gesing is rondom die tyd van Jesus se geboorte. En so vandag gaan ons klaarmaak met die lied wat Simeon gesing het toe hy vir Jesus in sy arms gehou het. En so, julle ken my, ek hou van sing. So ek het dit net gepas gedink om hierdie preek te begin met 'n liedjie. So gee my net gou 'n oomblik om my gitaar te kry. Julle is welkom om saam met my te sing hierdie liedjie wat ek gaan sing. So ek dink julle almal sal hierdie ene ken, so jy is welkom om saam te sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kom, sing julle nie saam nie. Was hy was hy vinnig? Bietjie gejaag. Sorry man. Dit was bietjie beter. So ek wil jou gou 'n vraag vra. As jy terugkyk op jou 2025, het hy meer gevoel soos die eerste weergawe van hierdie liedjie of soos die tweede weergawe van hierdie liedjie? Ek dink met die eerste ene toe ek hom sing, niemand het saam gesing nie. Ek dink almal se hartklop en se bloeddruk het so 'n bietjie gelig, het so 'n bietjie angstig geraak. Dit so besig gevoel dat daar was eers tyd om te dink oor waaroor gaan hierdie lied nie. Die betekenis het sommer heeltemal verlore gegaan. Met die tweede een was daar tyd. Daar was pauses tussen in die woorde sodat jy kon dink oor die betekenis van die woorde. Ewe skielik het die goedheid van die Here en wie hy is, kon jy dink daaroor. So, ag jy net gou 'n oomblik, dink bietjie oor jou 2025. Het hy gevoel soos die eerste een of soos die tweede een? Ek gaan net gou my gitaar neersit. So, my vermoede is dat elkeen van ons so bietjie van die eerste weergawe van hierdie liedjie beleef het in ons jaar. As mens sukkel ons en dit bly 'n ontwykende ding om ons vrede, ons tevredenheid en 'n groot Afrikaanse woord vergenoegdheid for the English folks, that's contentment. We struggle to find our satisfaction and contentment in this life. Dit maak ons rusteloos, besig, jaag van een ding na die volgende ding. En soos die spreekwoord sê, baie keer is dit dan net 'n gejaag na wind. En so, ek dink dis iets waarmee ons almal so bietjie sukkel, en so, ek glo vandag se teks en vandag se preek gaan ons almal help dat die Here ons lei op 'n plek dat ons nie 2026 ingaan dieselfde ongeduldige, onrustige mense nie, maar mense wat kan sê, Here, ek vind my tevredenheid in U. Ek vind my vrede in U. Ek vind my rus in U, Here. So ons gaan kyk na Simeon en hy is iemand wat hierdie kwaliteite vir ons voorgehou het, iemand wat 'n voorbeeld is van iemand wat hierdie uitgeleef het. So kom ek bid vir ons en dan gaan ons saam in die skrif ingaan. Here, dankie dat U 'n goeie Vader is, Here.
Heilige Gees, dat U 'n gees van vrede is, Here. Here, ek bid vandag dat U ons sal help om die tipe mense te word wat leer hoe om te wag op U, Here. Dat ons lewe nuwe betekenis sal aanneem soos wat ons leer om op U te wag, Here. Here, dat ons as gevolg daarvan U sal sien, Here. In ons dag tot dag, dat ons U hand sal sien in ons lewens, Here, en as gevolg daarvan dat ons mense sal wees wat nie kan ophou praat oor die goedheid nie, Here. Here, ek bid vandag dat U uit U woord uit met ons kom praat. Amen. So, familie, ons gaan vandag lees uit Lukas 2 vers 25. So as jy jou Bybel hier het, kan jy blaai na Lukas, dit gaan ook op die skerm wees. Lukas 2 vers 25 tot 33. Dis waar ons sien waar Simeon, waar Jesus in die tempel ingebring word en Simeon in sy arms vat. So kom ons lees saam daar. So die skrif sê, daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon, en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring, om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat U dienaar nou in vrede gaan volgens U woord, omdat my oë U verlossing gesien het, wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van U volk Israel. Sy vader en sy moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. So familie, vandag se preek het ek getitel, Wag soos Simeon, sien soos Simeon, sing soos Simeon. Dis die 3 goed waarna ons gaan kyk vandag uit die skrif uit, wat ek dink ons kan leer by Simeon vandag. En so die eerste een, wag soos Simeon. Nou in die skrif sien ons hier, dit sê, hy het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. So ons sien hierdie man Simeon en so ek het 'n bietjie gaan Google en gaan kyk. Hulle beweer hy was 112 jaar oud. Nou ek dink net dit in op sigself, as jy by iemand wil leer oor wag, dink ek hy's 'n goeie ou om by te leer. So ons sien, die skrif sê hy het uitgesien na die koms van die verlosser en hy het gewag. En in daai tyd van wag kom gee die Here vir hom hierdie belofte en ons gaan nou 'n bietjie later daarna kyk. Maar so wag, né? Wag is nie 'n lekker ding nie. Wie geniet dit om te wag, né? Is daar enigiemand so hier? Ek dink nie enigiemand geniet dit nie. Ek sluit myself in as ek sê, ek dink ons is almal eintlik maar sleg met wag. Ons is so sleg met wag, ons kan nie ons WhatsApp voice notes op normale spoed speel nie. Né? Ja? Julle weet wie julle is. Nou die dag staan ek langs iemand en hulle luister so voice note teen 2 keer die spoed. En ek luister na die voice note, ek is nie bewus die persoon luister, ek sê, hoekom is hulle so kwaad vir jou? Hulle praat so vinnig en ongeskik. Nee, dis so bietjie hoe ons lewens is, altyd teen dubbelspoed, gejaag, besig. Nee, wag is iets wat ons moet groei in. Dis ongemaklik om te wag. Nou ek weet nie waarvoor jy dalk
vandag wag nie, maar ek dink ons almal wag vir iets. Of dit is om op vakansie te gaan, ons taalgebruik sê dit selfs, ons sê, ek kan nie wag tot A, B, C, D gebeur nie. Ek kan nie wag tot ek op vakansie gaan nie. Ek kan nie wag tot die einde van die maand laat my salaris inkom nie. Ek kan nie wag vir daai nuwe werksgeleentheid. Daar's klomp goed waarvoor ons moet wag en ons sukkel. Ek dink partykeer is die wortel van ons besigheid en hoekom ons lewens so teen 3 keer die spoed lewe, is eintlik gewortel in die feit dat ons sukkel om te wag. Ons sukkel om te gaan stil staan en regtig aan onsself te erken dat dit moeilik is om te wag vir daai ding waarvoor jy besig is om te wag. So nou vul ons tyd met 'n klomp goed, maar eintlik moet ons groei in wag. So, wat kan ons leer by Simeon oor hoe om te wag? So die skrif sê vir ons, hy het uitgesien na die koms van die verlosser, jy kan weer teruggaan Willem. En dit sê vir ons, dat in hierdie tyd wat Simeon gewag het, die Heilige Gees iets aan Simeon bekend gemaak het. So wat is die implikasie hier? Simeon het gewag in die teenwoordigheid van die Here. Hy het saam met die Here gewag. Daar is hierdie frase, wag op die Here. Terwyl jy wag vir daai ding waarvoor jy wag, waarmee is jy besig? Vul jy jou tyd met 'n klomp goeters om jou aandag af te trek van die feit dat dit dalk pynvol is en ongemaklik om te wag, of wag jy saam met die Here? Simeon sien ons het saam met die Here gewag. En as gevolg van die feit dat hy saam met die Here wag, het die Here vir hom 'n belofte kom gee. Nou ek dink dis 'n illustrasie wat ek probeer wys het met die liedjie wat ek nou gespeel het, want as ons so teen 3 keer die spoed lewe, is daar nie daai tye vir ons om stil te staan en regtig op die Here te wag nie. En so as jou 2025 gevoel het soos die eerste weergawe van daai liedjie, wil ek vir jou sê, ek dink dalk een van die eerste goed wat jy moet aandink om in te stel in jou lewe, is 'n tyd waar jy wag. Waar jy net stil raak, rustig raak voor die Here en wag op die Here. Ons sien hoe Simeon sulke tye in sy lewe gehad het, en ek dink baie keer is dit makliker vir ons om ja te sê vir al die verwagtinge van die wêreld wat ons kant toe kom. Nee? Die realiteit is, jy's eintlik altyd besig om iemand te laat wag. Want almal het altyd 'n verwagting. Dalk is dit jou kinders, dalk is dit familie, dalk is dit jou werk, dalk is dit 'n skool. Daar is klomp mense wat verwagtinge op jou lewe het en wat skree vir jou aandag. Maar hier is die realiteit. As ons nie leer om partykeer nee te sê vir die wêreld en almal wat skree vir jou aandag nie, dan gaan jy nooit ja kan sê vir die Here en om op hom te wag nie. Daar's 'n liedjie wat een van ons aanbiddingsleiers geskryf het van Every Nation in Johannesburg, Rosebank. En die liedjie se naam is The World Can Wait. En die lirieke gaan so: The world can wait. I need to stay a little longer in your presence. The world can wait. I need to stay a little longer in your presence. Die realiteit is, baie keer kan die wêreld maar wag.
sodat ons kan wag op ons Skepper, op die God van die heelal, die een wat jou gemaak het, wat so bewus is van dit waarvoor jy besig is om te wag, wat jou toekoms in sy hand hou. Die wêreld kan maar wag, sodat jy tyd saam met daai God kan spandeer. The world can wait. I need to stay a little longer in your presence. I need to let your word wash over me. I need to let your truth come set me free. Ek dink een van die hoofredes hoekom ons sukkel om te wag, is want ons sukkel om nee te sê, ons sukkel vir die wêreld, om vir die wêreld te sê, wow, jy kan wag. I need to stay a little longer in God's presence. En so ons sien hoe toe Simeon dit gedoen het, toe hy hierdie toegepas het, toe het hy 'n belofte ontvang van die Here. En so jy kan net gaan weer terug na daai skrif toe Willem, ek dink is die vorige ene. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Konteks hier, 400 jaar se stilte uit die hemele uit, al die profeseë, alles het opgedroog, die Here praat nie meer met mense nie. Te midde van dit is daar hierdie man, wat op die Here wag, wat uitsien na die koms van Jesus, en wag op die Here, en terwyl hy wag op die Here, kom gee die Here vir hom 'n belofte, en die belofte is, dat hy nie sal doodgaan, voordat hy nie die Messias sien nie. Nou, ek wil vir jou vandag iets sê, wat ek nie op die oog af besef het toe ek hierdie skrif gelees het nie. Daai belofte is 'n belofte vir elke liewe een van ons vandag. Jesus het gekom. Hierdie man het dekades lank gewag en gebid vir die verlossing van Jesus om te kom. Dis vir ons beskikbaar. Elke liewe een van ons hoef nie te sterf voordat ons nie die gesalfde van die Here sien kom in jou lewe, sien kom in jou gesin se lewe, sien kom in jou familie se lewe, sien kom in Okahanja. Ons hoef nie te sterf voordat ons dit sien gebeur nie. Besef julle dit? Daai belofte wat Simeon ontvang het, is vandag 'n belofte vir elke liewe een van ons. So die Here roep ons om te wag op hom. Hy roep ons om te wag op hom, te midde van dit waarvoor jy besig is om te wag. Die Here wil vir jou belofte rondom dit gee. Hy wil vir jou iets gee om aan vas te hou. Tweede ding wat ek dink ons kan leer by Simeon en groei in, is om te sien soos Simeon. So in hierdie skrif is daar 'n klomp sien woorde. Ek weet nie of julle dit raak gesien het nie, maar uitgesien. Hy het uitgesien na die koms van die verlosser. Het sê dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. En toe Simeon uiteindelik vir Jesus in sy arms hou, toe sê hy, omdat my oë die verlossing gesien het. So Simeon het iets gesien, en die eerste een is dat hy uitgesien het na die koms van die verlosser. Nou as mens uitsien na iets, is dit nie iets in jou huidige realiteit nie, dis 'n toekomstige realiteit, reg? As ons sê, yes, ons sien uit om Henties Baai toe te gaan. Jy's nie nou in Henties Baai nie, jy weet nie dat dit lekker gaan wees daar nie. Dalk is dit oosweer vir 2 weke, ek spreek dit oor niemand nie. Maar dit wat jy weet van Henties Baai, sê vir jou, dit gaan heel moontlik lekker wees wanneer jy daar is.
Simeon het in dieselfde manier 'n verhouding met die Here gehad, dat hy die Here leer ken het, die karakter van die Here, wie God is as 'n verlosser geken het, selfs voordat Jesus nog gekom het, het hy hierdie geloofsverhouding met God gehad, dat hy die Here geken het tot so mate dat hy gesê het, hy sien so baie uit na die koms van hierdie Messias. En ons sien dat dit die ding is, ek dink wat hom gehelp het om aan te hou in geloof op die Here wag en die Here te soek voordat hy die belofte nog ontvang het. En toe in die tweede gedeelte van die skrif sien ons dat hy sê toe omdat my oë u verlossing gesien het, terwyl hy nou vir Jesus in sy arms vashou. Nou, ek wil hê jy moet gou 'n bietjie verbeelding gebruik saam met my. So Simeon, dis normale dag in Jerusalem in die tempel. Kom ons vergelyk dit nou maar met 'n kerkdiens soos ons. Mense kom kerk toe, almal is daar. Mense aanbid die Here op verskillende maniere. En dit was so 'n bietjie van 'n baba inseëningsoomblik. Josef en Maria kom daar in met baba Jesus. Heel moontlik was daar nog ander couples wat ook babietjies gebring het daai dag. Op die oog af lyk dit soos niks buitengewoon nie. Op die oog af is daar niks wat vir jou sal sê in hierdie situasie, hier is iets geskiedkundigs besig om te gebeur. Hier is iets wat die wêreld vir altyd gaan verander. Op die oog af sou mens dit nie noodwendig gesien het nie. Sit jouself gou in daai situasie. Dink jy sou besef het wat besig is om te gebeur, terwyl Josef en Maria vir baba Jesus daar indra in die tempel daai dag? Ek dink baie van ons sou gemis het wat besig is om te gebeur. Tog is daar hierdie man, Simeon, wat soos in die skrif sê, deur die Gees gelei, kom hy na die tempel toe daai dag, en maak die Here vir hom dit bekend, dat dit waarvoor hy heel moontlik al dekades voorgewag het, dit waarvoor hy al dekades lank gebid het, gaan vandag gebeur. Kan julle imagine hoe opgewonde is hy? Hy gaan en soos die Here hom lei, soos die Heilige Gees vir hom dit wys, besef hy dat die baba wat Maria en Josef in hulle hande hou, is die Messias. Hy vat vir baba Jesus in sy hande en dit is nou in my kop, ek weet nie of dit noodwendig so was nie, maar dit is nou in my kop, jy weet, gewyde oomblik in die tempel, mense saggies en stil. Ewe skielik bars hierdie ou man uit in 'n lofgesang, prys die Here hardop. Ewe skielik, dis amper bietjie van 'n, dit sou 'n bietjie van 'n awkward oomblik amper gewees het. Mense sou so 'n bietjie gestop het wat hulle doen en nou moes kyk, wat gaan nou hier aan? Maar hy sien iets. Simeon het iets gesien. En dis wat die tweede punt wat ek maak, is dat ons moet begin sien, soos Simeon gesien het. Hoe sien ons so? Dis 'n geloofssien. Dis deur die Heilige Gees wat vir hom bekend gemaak het, maar hierdie is baba Jesus. Hy was deur die Heilige Gees gelei in daai oomblik. Dit blyk vir my dat dit is omdat Simeon op die Here gewag het, dat hy gesien het wat die Here besig is om te doen, toe baba Jesus in die tempel ingedra word daai dag. Ons kan nie die Here sien in sy volheid as ons nie wag op die Here nie. Dis 'n voorvereiste
En so ek dink, dis iets waarin ons kan groei. Want soos baie van die mense in die tempel daai dag, dink ek baie keer is ons so besig met ons eie goedjies. Ons is so preoccupied. Ons fokus so in op dit wat ons besig is om te doen. En dan mis ons vir Jesus. Jesus word voor hulle oë in die tempel ingedra. Hierdie is seker een van die grootste oomblik in die geskiedenis van die mens, en hierdie mense onbewustelik mis dit. So hier's 'n kort gebed wat ek jou wil uitdaag om te bid, dat ons kan groei in om te sien, soos Simeon gesien het. Soos jy jou Desember vakansie geniet saam met jou familie, of selfs al is jy hier op die dorp, of soos jy dalk nog werk hierdie Desember, soos jy net van jou alledaagse dag tot dag goeders doen, wil ek jou uitdaag om hierdie gebed te bid. Here, waarmee is U besig? Here, waarmee is U besig? My aanname is, hier's wat gaan gebeur. Die Here gaan vir jou begin uitwys wat hy besig is om in mense se lewens te doen. Hy gaan vir jou 'n aanmoediging gee om vir iemand te gee. Dalk gaan hy jou vra om vir iemand te bid. Hy gaan sy liefde vir mense vir jou gee. Imagine die mense in die tempel daai dag het deur die gebed gebid. Hoe hulle oë sou oopgaan vir wat besig is om te gebeur. As die Here vir ons kom openbaar waarmee hy besig is. So, ons moet leer om te wag, soos Simeon gewag het. Ons moet leer om te sien, soos Simeon gesien het. En die laaste een, ons moet leer om te sing, soos Simeon gesing het. Nou, ek weet nie, dit is beeldspraak, ek weet nie hoe hy gesing het nie. Ek weet nie of hy mooi gesing het nie. Dalk het hy nie. Maar hy het gesing hardop. Soos ek nou gesê het, ewe skielik is almal wat besig was met hulle eie goedjies se aandag is nou op Simeon, want hy sing hardop oor hierdie baba Jesus wat hy in sy arms hou, en hier is wat hy gesing het. Here, laat U dienaar nou in vrede gaan volgens U woord, omdat my oë U verlossing gesien het, wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van U volk Israel. Sit geraai volgende prentjie daarop. Hierdie is 'n skilderye interpretasie van hierdie oomblik. Hierdie, ek wil nie sê ou man nie, maar ek mag seker maar sê ou man, sê basies vir die Here, Here, U kan my nou maar vat. Hy het ten volle sy vrede, sy tevredenheid, alles wat hy dalk wou kry in hierdie lewe het hy gevind. Want hy staan met Jesus. Hy het Jesus, so hy het alles. Daar's niks beters vir hom nie. Daar's niks wat hy kort kom nie. Imagine, ons kan so lewe. Om so te lewe, om te sê, ek het nie iets nodig nie, Here, omdat ek U het, Jesus, het ek alles. Ten volle tevrede in die Here. Ek dink ons sal anders lewe.
Ek dink ons lewens sal anders lyk. Ek dink ons sal ophou om die eerste weergawe van my liedjie wat ek aan die begin gesing het. Ek dink ons sal ophou om daai liedjie te sing. Ons sal begin om 'n liedjie te sing wat praat van die Here se goedheid, van hoe ons tevredenheid in hom gevind het. Hier is nog iets wat gebeur as gevolg van Simeon se sing. Soos ek gesê het, ewe skielik is almal se aandag op hom. Almal wat dalk, en ek sluit myself in, tot en met hierdie oomblik sou gemis het wat besig is om te gebeur. Dat die redder van die wêreld in die tempel ingedra was, daai oggend, of wanneer ook al dit was. Almal wat daai gemis het, wat daai feit gemis het, se aandag word nou gerig op Jesus. En Simeon sing hardop en laat almal weet, hierdie is die Messias, hierdie is die een waarvoor ons gewag het. Almal wat vir Jesus gemis het tot op daai stadium, kan hom nie nou meer mis nie. Hulle het nou 'n besluit om te maak. Glo hulle hierdie ou man of dink hulle hy is mal? Of praat hy die waarheid? Is hierdie die Messias? Is hierdie die redder van die wêreld? Dis presies wat die Here ons roep om te doen. Omdat ons sing oor God se goedheid, oordat ons praat van wat die Here gedoen het, en nie uitgepraat kan raak daaroor nie, wys dit na Jesus toe. Dit is die basiese vorm van evangelisasie, is om mense na Jesus toe te wys, om hulle aandag af te trek van waarmee hulle besig is, te gaan, maar hier is een wat waarlik kan red. Kyk wat het hy in my lewe kom doen. Simeon leer vir ons hoe om mense en wat hulle regtig hulle waarde vind in te draai na Jesus toe in hierdie oomblik. En ek wil net hierdie ook bysê rondom dit, nê? Dis as gevolg van die feit dat Simeon erken het en gesien het dat hierdie Jesus, hierdie baba, is die redder van die wêreld. Dis die feit dat hy so oortuig was daarvan. Dis die feit dat hy die Here gesien het en uitgesien het na hierdie oomblik. Dat hy gesing het in hierdie tyd. Ek dink baie keer die rede hoekom ons nie sing nie, die rede hoekom ons nie vir ander mense vertel van Jesus nie, die rede hoekom ons mense nie wys na Jesus toe nie, is omdat ons hom dalk nie gesien het nie. En jy gaan hom nie sien as jy nie op hom wag nie. So, familie, ek wil ons roep tot 'n lewe van wag op die Here. Die Here sien en sing oor wie hy is. Kan ons 2026 so aanpak? Dis 'n lewe soos Simeon gehad het. 'n Lewe vol betekenis. 'n Lewe wat wys na 'n ewige redder toe. 'n Lewe wat tevrede is. 'n Lewe wat vol is. Soos ons vandag afsluit, wil ek ons net 'n oomblik gee. 'n wag op die Here oomblik. 'n oomblik waar ek wil hê net in gebed moet reflekteer en dink oor hierdie 3 areas in jou lewe. Dalk het jou 2025 gevoel soos die eerste liedjie wat ek gesing het vanoggend. Dalk moet jy voor die Here kom en sê, Here, ek is jammer. Ek sien ek het U gemis.
Dalk is daar iets wat regtig moeilik is vir jou, waarop jy besig is om te wag. As jy nog nie het nie, of as jy ook al het, wil ek jou vandag aanmoedig, bring dit weer voor die Here. Dalk wil hy vandag vir jou 'n belofte kom gee, rondom daai ding waarvoor jy besig is om te wag. So kom ons vat net 'n oomblik, kom ons soek die Here, kom ons wag op die Here. Goed familie, so mag jy 'n geseënde feestyd hê, mag jy wag op die Here, mag jy die Here sien, en mag jy sing van sy goedheid, hierdie feestyd. Ons sien jou volgende jaar vir ons bid en vas, soos my vrou gesê het, 7 Januarie is ons terug hierso. Kom ons geniet 'n lekker koffie saam en kuier lekker vir oulaas saam. Amen.